Voor ons gaan sing, Maria, gaan we vir ons so getuienis gee, asseblief. Halleluja. Ek wou eintlik iets met julle deel. Verlede week, ek weet nie, ek wou dit nie deel nie, ek was bang. Maar die Here wil graag hê ek moet dit deel met julle. Ons het mense gehad wat kom kuier het in Oranje, nie ons mense nie, aan 'n kuiergaste. Hulle het ingekom in die winkel voor dit, skus. Ek was gekontak oor my genesing en die wonderwerk wat die Here vir my gedoen het. Deur Thea, en sy het in die Korania begin om my storie te skryf. Dit is bladsy 3 of iets. Maar omdat ek weer getuig het, en hy het die eerste keer ook die vyand aangeval toe ek getuig het. Hy hou nie daarvan, hy wil nie ons moet getuig van die Here nie. Ek het met hom gepraat, ons het gepraat oor die berig en ewe skielik, en ek die meeste van julle ken my, het ons kliënte gehad. Ek wil hulle nie sleg maak nie, asseblief nie dit so opvat nie. Hulle het ingekom met honde. Ek het vir hulle gesê, ons mag nie honde in die winkel toelaat nie. Toe sien ek hulle is blind. Sê ek verstaan jy is blind, so dis doodreg, maar kan ek julle nie lei nie, want die winkel se rak is redelik nou. En hulle het dit baie verkeerd opgevat. Hulle was kwaad vir my, hulle het geman, al die ander kliënte kon nie in en uit gaan in die winkel nie. En ek het gedink, maar ek probeer net eintlik help, want ek moet nie net hulle help nie, maar ek moet my ander mensies ook help. En ons het toen agter oopgemaak dat hulle in en uit kan gaan, omdat hulle in en uit die winkel uitgaan. Maar dit het my diep seer gemaak, dat hulle dink ek is lelik met hulle gewees. En ek het mooi vir hulle verduidelik, ek het in 'n nadering saam met hulle gestap tot waar hulle gelei het. En dit het my gepla. En ek het vir die Here gevra, maar hoekom? Wat het ek so verkeerd gedoen? Want ek wil nie hulle met 'n verkeerde indruk oor Oranje kry nie. Ek wil nie hulle met 'n verkeerde indruk oor ons mense kry nie, en ook nie oor my nie. En ek het hard gebid en ek het nie lekker geslaap nie. Die volgende dag toe bel een van hulle vriendinne my, toe vra hulle vir my, maar wat het gebeur? En hulle ken my nie so nie. Sê ek vir hulle nie, maar dis eintlik wat gebeur het. Toe sê sy verstaan my, is maar 'n bietjie moeilik, maar ek moet vashou aan die Here. Sê ek, maar dis juist omdat ek besig is met die Here se goed, en omdat ek vir die Here wil getuig, en dat meer mense moet sien hoe groot God is, dat hy my aanval. En daai Sarah aand, die bouwer, toe sê hulle vir my, skus, hulle wil niks meer, hulle wil nie meer saak teen my maak nie, hulle wil nie meer worry oor ek het nou gediskrimineer teen hulle nie, hulle is jammer, maar hulle wil weer by my kom koop en. Maar dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor hoe groot is God, en is net God wat in hulle harte kon werk, om vir hulle te sê, of die storie te verduidelik, sodat hulle verstaan het, hoekom ek gevra het, hulle moet die honde uithou, spreek ek groot honde, pas nie in die winkel nie, maar dis so groot God is. So maak nie saak hoe seer jy het, of enige probleme het nie. Die Here is daar, hy luister. Moet nie net opgee nie, maar ja, die vyand gaan ons aanval, omdat ons op die regte plek is. Amen. Hulle kom na my toe, en staan ek gewoonlik voor by die toonbank, en dan sê hulle vir my wat ek hulle nodig, en gaan hulle kan sê vir hulle kyk deur hulle hande, so ek gee vir hulle die bediening, ek sê vir hulle dis wat ek is, maar vir hulle Kom ons gee die Here 'n lof maar. Dis ek hoef al by toe. Ja, Here is vir my so opgeskis. Dit moet sê wat ek moet doen. Dit wil ek gaan bid met julle luister, want elke keer as jy in so 'n geval is, doen dit wat ek nou gaan doen. Ek beloof. Want dit is 'n houvas op jou lewe. Dit is 'n groot houvas op jou lewe. Al besef sy dit nie. Al weet sy God is by haar. En dit wat sy gedoen het, was nie verkeerd nie. Dit is die goedheid van haar hart, liefde. Jesus naam, benauw. Dis nie wat jy net is oral. En so Jesus verstaan dit, maar die vyand is anders. Here, dit wat ons gehoor die getuienis verhoor hier. Here, ons weet jy was daar gewees, Here. Ons weet dit is uitgesorteer. En
Elia sleg geslaap het, maar ek kom vanmôre, dit het op my hart geleed, Here, is dat sonder dat sy besef en dat dalk daaraan dink, Here, is ek bestraf nou elke negatiewe woord wat die Elia gesê is, Here. Ek kom trek swaard, ek sny dit af, en dit geen effek op Elia sal hê nie, op haar liggaam sal hê nie, op hulle huisgesin sal hê nie, op hulle winkel sal hê nie. Ek breek daai vloeke nou in die naam van Jesus Christus. Alle negatiewe woorde wat gespreek is ten opsigte van hierdie voorval wat gebeur het, sny ek nou af en ek verseël dit met die bloed van Jesus. Amen. Amen.